What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast heart.
is te moeilik. Jy raak ons maar emosioneel as jy ouer raak. So ek gaan so eenmaal in my lewe 'n bietjie my hart uitstort. Ek het verlang na Suid-Afrika. Die laaste paar jaar was vir my lank. Ek kon nie hier wees nie. Jy sien, ek het elke jaar nodig. Ek het nodig om hier te wees. En toe ek nie hier kon wees nie, toe was dit vir my moeilik. En toe ek weer terugkom hier, toe ek die eerste aardappel eet, in my maag en my nie. Daar in Australië in Lepers aardappels. Dit is my lekker. Toe ek die eerste stukkie vleis eet, by 600 gram T-bone, met veel vet aan, dus is my heerlijk. Toe ek my pannenkoek koop, en ek sien hoe die gekrekelde hande van die ou dame klein geld uithaal. Toe ek vanmorgen hier ry, en ek sien my ou tannie met 'n mandjie loop om hier by die kerk te kom werk. Ek wil net sê, ons gaan julle mis. Dit is nou meer as wat julle weet. Hier is nou nie ons lied nie, ek gaan kort sing, net om vir die dankie te sê. Want te sê 'n mens dankie, na soveel jare, en hoe sê 'n mens dankie, alles te laat, ons sal ons mense, nooit ons liefde vermoed ontdoen. Want ek sê niks dankie, baie dankie julle, na al die jare. En ek sê niks dankie, alles te laat, ons sal ons mense Abraham stuur sy diensknegt om vir sy vrou, vir sy seun en vrou te gaan haal. En sy diensknegt kom terug met Rebekka, die vrou van Isak. Israel het so 'n bietjie anders te gedoen. Hy het op reis gegaan en hy het sy eie vrou gaan haal. Vir een was hy nie lief nie, maar vir die ander een was hy baie lief. En dis maar net 'n toonbeeld van die maagde in die kerk. Dat die Here sê, ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. En hy gaan terugkom om ons te haal. Prys die Here se naam. Hierdie liedjie sê, ja, die Here van die hemel sal self neerdaal. Hy gaan nie sy diensknegt stuur nie. Gabriel sal nie hoor, Gabriel gaan haal my kinders nie. Maar hy gaan dit self doen. Amen. My papi sê altyd, my kind, partymal as jy iets beweeglik gedoen wil hê, moet jy dit self doen. Die Here van die hemel gaan kom self om sy vrou te kom haal. Ja, die Here van die hemel sal self neerdaal om sy volk, sy kinders te kom haal. By die blaas van die wassy, die wolke verskyn, is jy gereed, maar die Here kom ons haal. Die ontslafenis wat nou saliger is, sal eerst opstaan, die woord sê is gewis. Dan sal ons wat in die lewe oorbly, samen opvaar en vir ewig by hom bly.
wat zalig rust. Zal eerst opstaan, die wordt zelfs gewust. Dan zal ons hart en die leven wordt leeg. Samen op opvaar, in vergeven mij opleeg. Ja, de Heer van de hemel zal zelf meer dan op zijn woord. Zijn kunst allemaal. Geen last van die was zijn, woord op de geschenk zijn de Heer, aan die Heer voor ons hart. Kom mijn moeder, we gaan mee hier die woorden. Hij zal wel terugkomen, dus dit vandaag ontmoeten. Maak jij niet zeker, jou wat beschouwd en rein, in naad en hier elders schijnt. Ja, de Heer van de hemel zal zelf weer naar ons zijn woord. Zijn kunst allemaal. Geen last van die was zijn, woord op de geschenk zijn de Heer, aan die Heer voor ons hart. Amen. Prys die Here. Halleluja. Halleluja, halleluja. Prys die Here. Is dit nie wonderlik om hier te wees nie? Ek is so dankbaar, Pastoor Frik. Baie dankie. Dankie dat jy ook, en ekskuus dat ek dit so sê, 'n bietjie gehoorsaam was. Ek het hom gesê so min as moontlik oor my sê. Want hierdie kerk gaan nie oor my nie. Gaan oor hom wat was, wat is en wat ewig sal wees. So dankie, ek waardeer dit baie. Hy kom baie meer uitbrei oor saam op die fietsry toe hy vir Sarita gekuier het in Carletonville, telefoonhokkie toe. Hy kom baie meer uitbrei, maar so dankbaar. Gee my net 'n geleentheid om 'n paar dankies te sê voordat ek na die woord van die Here toe gaan en bid vir my vir wysheid en insig in die toekoms dat ons dit nie hoef te doen in die openbaar nie, maar dat ons
eerder net God prys, loof, aanbid en sy woord hoor. Maar dit is tog uiters belangrik dat ek dit sou doen. Baie dankie Pastoor Frik en Sarita, ek jou iewers gesien. Dankie. Dankie vir gisteraand. Dit was pyp gereël, dit was baie goed gedoen. Ek dink die pastore het die lekkerste geëet as wat hulle ooit geëet het. Hulle het vir my gesê ons moet volgende jaar my 1 jaar moderator vier en weer hou, dan moet julle weer die kos reël. So, jy kan dan weet hoe lekker dit was ook saam met julle, broer Willem en suster Judith. Kan ek net sê dankie broer Willem, groot voorreg en dankie dat julle deel van dit is. Ek wil dan ook vanmôre net 'n oomblik vra dat al die mede- en assistentpastore net 'n oomblik sal opstaan. As hier van julle is, asseblief staan op. Al die mede- en assistentpastore, deur die week het ons bitter min vermelding gemaak van julle. Vanmôre wil ons sê ons ag julle. Dankie dat julle saam met ons is. Iewers in die veld gaan julle hard vir die Here werk en mag die Here julle ook vanmôre baie ryklik seën. Halleluja. Amen. Die konferensiekomitee, Pastoor Henk en Suster Oudet, ons het op 'n stadium vir julle dankie gesê, maar ek wil vandag ook weer dankie sê. Dankie vir julle harde werk, toewyding en die hele konferensiekomitee. As ek iemand kan uitsonder, gisteroggend het ons nagmaaldiens gehad sonder kragonderbreking terwyl dat Eskom se krag af was. En baie dankie Mani Okkert wat in my gemeente is, Pastoor Mani wat gehelp het, Pastoor François dat die generator kon reg hardloop en alles mooi verloop het. Mag die Here julle baie ryklik seën. En dan wil ek vir 'n paar mense baie dankie sê wat altyd die wat jy mooi woord van die Engelse woord die rek kry, die wat slaag kry, die kyk kry, al die moeilikheid kry, almal altyd by hulle aanmeld. Hulle het 100 by 'n konferensie het hulle meer as 100 sekerlik raadgewers, mense wat iets wil doen en dis die klankman en vrou en proxy. Baie dankie. Dankie dat julle so hard gewerk het. Dit is nie altyd maklik nie, as 'n ding begin fluit en hy begin kring fluit, is maklik om te kyk en te praat en te wat alles, maar u wat daar werk verstaan dit, baie dankie. Ek wil baie dankie sê vir Melien wat die ryker so pragtig versorg het, hierdie hele konferensie, lyk dit nie mooi nie? Amen. Melien, baie dankie, en waardeer jou verskriklik baie, hoor, ek gaan nie laat jy staan nie, jy kan ontspan. Amen. Baie dankie aan die direksie en al die pastore vir hierdie konferensie, maar ek wil besonder dankie sê vir al die vrouens in die bediening. Dankie dat julle ons man so mooi aangetrek het. Ons lyk mooi hiervoor, is dit nie so nie? Maar dis ons vrouens se skuld. Ons ry lekker, ons het 'n sweetie in ons sak, want al hierdie goed en is alles die vrouens se skuld. So ons wil vir ons vrouens baie dankie sê. Mag die Here julle baie ryklik sê. Ag, wil jy nie net jou vrou so 'n drukkie gee en sê dankie nie. En jy hoef nie 'n pastoor te wees om dit te doen nie. Druk uit jou eie vrou. Ek wonder of ek nog 'n groep mense kan laat staan. Almal wat iewers deel is van my familie, staan gou op. Nou in die hele kerk nie, ek praat van 'n geestelike familie nie. Ek praat van die bloedlyne. Enige iemand wat iewers betrokke is by my met my familie, staan dit gou vinnig op. Prys die Here se naam. Prys die Here. Amen. Dankie. Dankie dat julle vanmôre hier is. Dis 'n groot voorreg. Dankie vir my kinders en my pragtige vrou. Waardeer julle verskriklik baie. Kan ook soos Pastoor Frik sê, ek gaan vir jou iets sê. Dat het niks met julle te doen nie. Kan ek vir haar sê. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Prys die Here se naam. Dis mos mooi om dankie te kan sê, is dit nie so nie? Ek wil ook baie dankie sê vir 'n paar van my vaders wat vanmôre hier is. 'n Hele paar, ek natuurlik 'n ma en pa daar agter, hulle weet ek noem hulle nie vader en moeder nie, dis my ma en pa. Om Johan Tannie van Deventer, baie dankie, lekker, Pastoor Michael, een van my grootste mentors, dopgehou deur die jare. Ag julle, waardeer julle, ek het hom van 'n berg daagte gesien, en hier sekerlik nog 'n paar afgetrede pastore wat ek vanmôre dalk gemis het. Baie dankie, die vaderskap wat u dan ook oor my neem.
Ek is baie opgewonde om nou vanmôre die woord van die Here aan u te kan bedien. Broers en susters, dis eintlik waaroor dit moet gaan, is net oor God, die Here Jesus en die Heilige Gees. En ek wil vanmôre die boodskap aan jou kom voorhou met hierdie tema voor oë, dat jy dit nie anders sal verstaan of iewers in 'n ander rigting in jou verstand sal gaan nie. Want die tema van hierdie konferensie is Jesus genoeg. Nou as iets genoegsaam is, dan moet daar iets in dit kan wees, dat daar nie 'n plaasvervanger vir dit kan wees nie. En daarom is my tema waarmee ek vanmôre met jou wil praat oor ons onvergelykbare God. Die onvergelykbare God. En dis ook op hom wat hierdie kerk gebou is, en dis ook op hom wat hierdie kerk vorentoe sal gaan. Mense het my gesê, wanneer gee jy die rigting aan van die kerk? Die kerk se rigting is van die begin af al aangesit, broer en suster, en daar gaan geen ander rigting wees, behalwe God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit is die rigting van die kerk het, en dis die rigting waarby ons gaan bly. Daar gaan niks ander rigting wees nie. Hy die Almagtige, die groot ek is, die waaragtige koning van hemel en aarde, dit is die rigting van die kerk, en dit is die rigting van sy kinders. So as jy 'n ander rigting soek, dan is dit nie die plek vir jou om te wees. In Christ alone, I will boast. Daarom kan ek vanmôre vir jou sê dat, geseënde broers en susters, ons is daagliks in 'n lewe wat ons eintlik met sake en dinge met mekaar vergelyk. Vroeg vanmôre, toe ek net gou ietsie wil doen, eintlik laat gisteraand, net seker maak oor my notas, toe gaan ek gou op die telefoon en ek gaan kyk gou wat is die verhouding tussen die rand en die dollar, en dit was toe nou op daai stadium R17.50 vir 1 Amerikaanse dollar, en elke dag op die JSE handelmark word daar vergelykings getref tussen die rand en die dollar, of dan tussen die rand en die euro. Onbewustelik kom ons agter dat in hierdie lewe waarin ons lewe, word vergelykings gemaak. En ek en u doen dit eintlik al sonder dat ons agterkom dat ons maak vergelykings. Kan ek in die eie lewe so 'n bietjie vat, die vergelyking tussen die magtige Springbokke en die ellendige Nieu-Seelandse span. Waar's my vriend wat 'n Nieu-Seelander is? Ek het iewers sy gesig gesien. Maar daar word vergelykings gemaak, daar word weekliks wanneer hulle rugby speel, sou daar 'n wêreld internasionale span aangekondig gemaak, dan word al die hakkers van die tyd wat in daai week gespeel het op hulle performances word dan vergelyk met mekaar, en dan word die beste een in daai span gesit. Weekliks word daar vergelykings gemaak. Laat ek dit nog so 'n bietjie nader bring na u toe. Daar word vergelykings gemaak met 'n Toyota Hilux en 'n Ford of 'n Nissan of 'n Kia of Hyundai, en julle kan self met julle vergelykings gaan. Ek gaan niemand aanvat oor dit nie. Maar ons maak eintlik vergelykings tussen voertuie, tussen sake. Ook wanneer jy moet gaan koop, dan kry jy 'n paar sisteme in plek en jy kyk na die vergelykings en jy wil mos die beste hê. Amen. Daarom min van julle na Lexus kyk, want ons wil die beste hê. So maak mense ook met mense op 'n daaglikse wyse vergelykings. Mense vergelyk mense met mekaar. Mense vergelyk pastore met mekaar. Mense vergelyk gemeentes met mekaar. Nou dank die Here dat ek is nie soos pastoor Frik nie, en pastoor Frik is nie soos ek nie. Dink nou as julle met twee van my moes gesukkel het.
Dit sou 'n nagmerrie gewees het. Maar God het jou uniek gemaak. Daarom wil ek vir jou sê, as jy dalk miskien in die struik geval het om my te vergelyk met pastoor Marius, of moontlik met pastoor Frisbee, moontlik met 'n pastoor De Tooy of oom Prinsloo, 10 jaar gaan verbygaan, dan gaan jy nog sukkel om vergelykings te maak. Want God het my gemaak soos wie ek is, en hy het my uniek genoeg gemaak dat ek weet, ek trek nie iemand anders se baadjie aan nie. God het aan my persoonlike salwing gegee. Ek onthou net na die verkiesing, toe sê iemand vir my, jy het nou groot skoene om vol te staan. Sê ek, jy maak 'n groot fout. Pastoor Marius dra nommer 8 of 9, ek dra 11. Ek het my eie skoene kerk toe gebring. Ek is nie bereid om soos iemand anders te wees nie. Want God het my geroep om te wees soos wat hy wil hê ek moet wees. Daarom het ek ook, toe ek begin afsonder vir hierdie woord en met die Here praat, toe sê hy vir my, Corneille, gaan wees net wie jy is. En as ek vanmôre vir jou kan sê wie ek werklik is, sal jy eintlik baie teleurgesteld hier uitgaan. Maar as ek vanmôre vir jou die getuienis kan gee van wie Christus binne in my is en hoe dat hy lewe en hoe dat hy 'n werklikheid geword het, dan sal ons vanmôre in heerlikheid God kan vereer. Because in him, through him, I've been saved by grace. And he have anointed me, and for one reason, he have appointed me. So ons maak vergelykings met mekaar. Selfs met ons voorvaders. Met ons vaders word daar vergelykings gemaak. Daar word op die multimedia word daar so iets rondgestuur. Partykeer kry ek dit, dan sê hulle kudu bulle teen R350. Dan verlang ek ook maar na die ou dae met vandag se geld. Of daar staan so 'n hele lys van checkers, dan sien jy hoe goedkoop was dit in die vroeë jare en die vergelykings word net so gemaak. Ons maak baie keer vergelykings met die ou Suid-Afrika en die nuwe Suid-Afrika. Is dit nie so nie? Maar geseënde broer en suster, dit bring my vanmôre by dit wat ek vir jou wil bring, dat God is onvergelykbaar. Daar is niemand soos hy nie. En op hierdie rots is dit waarop ons voort sal bou, op hierdie onvergelykbare God. En ek wil vanmôre hê dat jy niks anders aan hom moet vergelyk of aan hom voorstel of langs hom kan plaas nie. Jy kan nie vanmôre, God gee jou nie die toestemming om hom te vergelyk met iets anders en saam met iets anders nie. Hy is onvergelykbaar. Hy is die God wat onvergelykbaar is. Jy kan saam met my lees of net aandagtig volg. Geseënde broer, suster, wat die woord van die Here in die boek van Jesaja vers 40 vir ons gaan voorhou. So ek het geweet vanmôre dat dit wat ek gaan doen vanmôre, ek dit nie alleen sal kan doen nie. Dat die Here my alleen sal kan help. Maar ek het ook bietjie medepredikers ingebring om my te help bedien. Ek het reinforcement gebring. Sê jy amen? Amen. En ek gaan daai reinforcement nou vorentoe roep, maar kom ons hoor wat sê die woord van die Here. O Sion, verkondiger van goeie boodskap. Het ons nie 'n goeie boodskap nie? Klim op 'n hoë berg, o Jerusalem. Ek wil sê, o lede in Christus, klim op 'n hoë berg. Verkondiger van goeie boodskap. Hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda,
hier is julle God. Halleluja, wil jy nie 'n oomblik jou stem verhef nie? Wil jy nie 'n oomblik God met jou stem prys nie? Wil jy nie 'n oomblik sê, Here, ek wil my stem voor U verhef. Halleluja. Kyk, die Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Hoor jy mooi, waar gaan God jou dra? Hy dra jou hier aan sy bors, aan sy warmte. Nommer 1 wil hy hê dat jy moet gekoester voel, maar nommer 2 dat jy sy hartklop kan hoor. God wil nie hê jy moet net sy stem hoor nie. Hy wil nie hê jy moet net sy hande werk sien nie. God wil hê dat jy sy hartklop moet hoor, en die kerk moet by die punt kan uitkom wat sê, Here, help my vanmôre dat ek U hartklop kan hoor. Ek wil hoor wanneer U hartklop. Die verskil tussen Johannes, die disipel, en al die ander is dat Johannes het op Jesus se bors gelê. Die enigste een wat die hartklop gehoor het. Al die ander het gehoor wat Jesus sê, gesien wat Jesus sê, en is dit nie hoe die kerk vandag is nie. Ons hoor baie wat die Here sê, en ons wil nog meer hoor. En ons sien wat die Here doen, maar daar is min wat op sy bors lê. Wil jy nie 'n oomblik net sê, Here, help my dat ek op die bors kan word, dat ek die hartklop kan hoor. Hy sal sy kudde lei, laat wy soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra. Die lammerooie sal hy saggies lei. Hy praat hier van die vrouens. Hy gaan hulle saggies lei. Dis so mooi wie God is. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet en van die hemele met 'n span die maat geneem en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang en die berge geweeg met 'n weegtoestel en die heuwels met 'n weegskaal. Wie het die gees van die Here bestuur en as sy raadsman hom onderrig? Met wie het hy raad gehou dat hy hom verstand sou gee en hom sou leer aangaande die pad van die reg en hom kennis sou leer en hom bekend maak die weg van volledige insig? Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer en soos 'n stofjie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos 'n stoffie. En die Libanon is nie genoeg as brandhout en sy wild nie genoeg as brandoffer nie. Al die nasies is voor hom soos niks. As niks en nietigheid word hulle by hom gereken. By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas hom stel? Daar is niemand soos God nie. Daar is niemand aan wie ons hom kan vergelyk nie. Ons kan nie 'n raaisel uitwerk om God te bepaal nie. Hy is onvergelykbaar. God is onvergelykbaar. Die verklarende HT Woordeboek sê dit so: 'n vergelyking is 'n vorm van 'n beeldspraak en gebruik 'n duidelike ooreenkoms tussen onderwerpe en iets wat totaal anders is. 'n Mens kan dit maklik uitken met die woorde soos of as. Jesus is soos, of God is soos, maar hulle is onvergelykbaar. Ek wil graag 'n skrif van julle lees en dan gaan ek nou die een wat my help vanmôre om te preek vorentoe roep. Hierdie opdrag gee God toe hy die volk uitlei in die woestyn. En hy sê, en in alles wat ek julle gesê het, moet julle heel in ag neem. En die naam van ander gode mag julle nie vermeld nie. Dit mag uit jou mond nie gehoor
word nie. En die rede waarom God hierdie opdrag vir sy volk gee, is net dat, luister, ek staan nie eers langs Mohammed nie. Ek is nie eers langs Boeddha nie. Jy moet nie eers 'n vergelyking probeer tref tussen my en 'n ander God nie, want ek is God, ek is heilig, ek is die ewige, daar is niemand soos ek nie. Ek wil geen ander naam in jou mond hoor nie. Ek wil net weet dat ek is onvergelykbaar. 'n Onvergelykbare God. En daarom het ek die groot voorreg om my mede-prediker vanmôre saam op hierdie platform te nooi by die name van Elmy Du Plessis. Prys die Here se wonderlike naam. En sy gaan so ietsie vir julle bring vanmôre. Sê julle amen. Amen. Laat die jonges die woord van die Here verkondig. Prys sy wonderlike naam. Jy moet dit nou nie doen soos ek nie. Jy is net jouself, mense. As ek dit soos my pa sou doen, sou julle my so 40 minute moes gee, maar is okay, nie waar nie. The uncomparable God. There are many names that echo through history. Kings, warriors, philosophers, and leaders. But there is one name that stands above them all. One name that time cannot erase, and whose power still changes lives today. He cannot be compared, for no one has ever walked this earth like him. Today, I want to remind you of the greatest man in history, the one who needs no introduction, yet deserves all our praise. The greatest man in history, Jesus. He had no servants, yet they called him master. He had no degree, yet they called him teacher. He had no medicines, yet they called him healer. He had no army, yet kings feared him. He won no military battles, yet he conquered the world. He did not live in a castle, yet they still called him Lord. He ruled no nations, yet they called him king. He committed no crime, yet they crucified him, and he was buried in a tomb, yet he lives today. Yes. He spoke of love and forgiveness, and his words have transformed millions. He offers no material wealth, yet we consider him as the treasure of our lives. He promises no earthly power, yet in his name the powerless have found strength. Though he left no written words, his message has filled countless pages. In his weakness, we find our strength, and in his suffering, our salvation. The greatest man in history continues to invite us into a story of redemption, a story of love and eternal life. His name is Jesus Christ. Let's give him a praise. Let's uplift Jesus Christ, the King of all kings, the one who is and is yet to come. Hallelujah. It's only Christ and Christ alone. Die onvergelijkbare God, die God wat koning is, die God wat heerser is, die God wat gewone redder is, die God wat die enigste hoop is. Hy is koning, hy is heerser, hy is redder, hy is verlosser, hy is zaligmaker, hy is onvergelijkbaar, hy is koning van die kerk, hy is koning van die nasies. God himself is King of all kings. Halleluja. Baie dankie. Baie dankie. Mag die jong mense in hierdie kerk gaan van krag tot krag. En mag God meer jong manne en vroue optel om Jesus te verkondig en niks anders nie. Mag hulle klaar kry met dogma, mag hulle klaar kry met snaakse wette en stroppe wat om hulle gehang is, maar mag Jesus Christus seëvier
mag hy erken word in hierdie wêreld as manne, as vroue wat vanmôre sal opstaan en sê hy is onvergelykbaar. Hy is onvergelykbaar. Loof die Here se naam, dankie my prinses. Die woord van die Here kom, hy sê by wie wil julle my vergelyk? En my net so maak en my lewe en my gelykstel dat ons eenders kan wees. Ek wens jy kan vanmôre besef dat God is werklik onvergelykbaar. Ons bring baie keer ons mediese sertifikaat, dan plaas ons hom langs God. Ons kom baie keer, dan plaas ons finansiële status, dan plaas ons dit langs God. Die geheim is om dit alles onder God te plaas. Die geheim is dat dit vanmôre ondergeskik wees. Maak nie saak wat dokters vir my sê nie. Wat sê God oor my? Maak nie saak hoe my bankrekening moontlik nou lyk nie. Maak nie saak hoe lyk my huwelik nie. Ek wil vanmôre sê, ek plaas dit onder hierdie Almagtige en hy kan in ons werk om te wil, sowel as te werk na sy welbehaag. Hy is vanmôre onvergelykbaar. Hy is onvergelykbare God. En tog bly hy die God van die mens. Hulle wat goud uit geldsak skud en silwer afweeg met die weegskaar. Hier 'n goudsmid en hy maak daar 'n God van. Hulle kniel neer, ook buig hulle. Hulle hef hom op die skouer, hulle dra hom as skyn. Hulle moet hulle God dra, maar God dra ons. Ek het genoegsame skrif om vanmôre vir jou te sê dat God dra ons. Iemand het dit deur hierdie konferensie iewers gesê. Iemand het dit dink amper gesing ook. Deurgedra. Hy het my deurgedra deur die storms van die lewe, hierdie onvergelykbare God. Daar staan hy. Hy wyk nie van sy plek nie. Ook al roep iemand hom, hy antwoord nie. Dis waarom die profeet in die Ou Testament vir hulle gelag het. Hy verlos hom nie uit sy benoudheid nie. Jy sien, want hy kan nie eers met God vergelyk word nie. Sê net gou vir een land jou, ons aanbid 'n onvergelykbare God. Ek gaan niks anders vir jou vanmôre voorhou behalwe God homself. Ek het niks anders predik, ek het geen ander prediking nie. Ek onthou ek was 'n jong jeugleier. Ek het gister gehoor hoe sê Pieter, ek was baie kwaai. Skus Pieter, vra verskoning vir die volk. Hy kom eendag by 'n jeugraadsvergadering, dink ek, sonder 'n Bybel of 'n baadjie, wat was dit? Al twee. Oor 'n das. Nou dat so eentjie vanavond bly sê vir hom, Boetie, pastoor is nie ver nie, loop kry vir jou 'n das. Skus. Dis baie kwaai. Baie kwaai. Ek onthou een aand in Vogwel, toe hulle my genooi as jeugleier, hulle jeugsaamtrek gehad en ek bedien daar en ek bedien kwaai. Want ek het gevoel hoe kwaaier ek kan wees, hoe dieper profeet is ek. Maar daar twee wonderlike geleenthede in my lewe aangebreek waarvoor ek God dankbaar is. Was daai aand toe ek uitstap, toe's daar 'n ou profeet, pastoor Michael, sit aan die buitekant, hy het sy jeug gebring van Klerksdorp of in 'n bussie. En hy kom na my toe en hy het net soos broedie my net hier geslaan. En hy sê vir my hierdie woorde, hy sê Corneille, jy het baie goed gedoen. Jy het mooi bedien. Hy sê maar onthou om iewers hoop en Jesus vir mense in jou kwaai boodskap te bring. En ek het dit as jeugleier ter harte geneem. En daarna is 'n mens mos maar in 'n stelsel en in 'n stelsel en nou wonder maar, doen jy reg, is jy 'n groot profeet? Jy weet mos in hierdie kerk waar almal groot profete geword het.
En eendag toe ek met die Here praat in Rustenburg gemeente, toe praat die Here met my daai dag. En hy sê, vat hier dieselfde vergrootglas wat jy gebruik, wat jy op mense se sondes plaas. Want dis mos nou die groot profete, van hy selfde vergrootglas en plaas dit net op my seun. En hoe meer jy my seun verkondig, en hoe meer jy my seun groot maak, hoe meer sal jy sien dat my seun was skoon van sonde, verlos mense, maak hulle vry, sal sien dat groot dinge van hulle sal afval, sonder die toedoen van 'n prediker of 'n mens se hand, verkondig Jesus, laat hy groot gemaak word, let him be exalted, magnify Christ, and he will do the rest. En ek dank God vir 'n drastiese onderswaai in my bediening, dat ek vanmôre niks anders as jou kan voorhou, behalwe hierdie God, wat vanmôre onvergelykbaar is, wat die slawe in hierdie banke kan vrymaak, wat jou vanmôre kan loskoop, wat jou vanmôre kan verlos van sonde en ongeregtigheid. Ek is dankbaar dat hy die krag besit vanmôre om 'n verlore siel te kan haal en hom kan plant in die hemel, en dat hy vanmôre die geleentheid gebruik onder sy woord om jou vry te maak. En daar kom 'n drastiese swaai in my hele bediening. En broers, ek wil vir jou sê wat 'n pastoor is, as daar nog nie 'n drastiese swaai in jou bediening gekom het van die dag toe jy begin het nie, sal jy iewers by God moet uitkom en jy sal moet gaan hoor wat is die progressiewe openbaring wat God in jou lewe vir jou tot 'n werklikheid wil bring. En ek dank God vanmôre, sonde bly by ons gemeente sonde, dit bly by die kerk sonde, maar ek sal die klein eerder op hom sit wat met sonde kan afreken, as wat ek net die verhoogde sonde sal oprig. En ek is dankbaar dat Jesus het al baie mense vrygemaak, maar dit is net tot hom. God is unique. There is nothing in all creation that equal to him. He is all powerful, almighty. No one else has unlimited power. He is all-knowing. He understands everything perfectly. He is eternal. He has no beginning nor any end. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning, hallelujah, and He is the end. He is holy and perfect, completely pure and without fault. Comparison. God. Onvergelykbare God. Ek wonder of jy vanmôre weet watter voordeel het jy om 'n onvergelykbare God te kan aanbid. Laat Mohammed sy aanbidders hom vergelyk met een van die ander. As jy in Indië kom, dan sien jy, daar is amper meer gode as mense en daar is baie mense. Jy kan so honger word vir 'n stukkie beesvleis, maar daai koei is heilig en jy gaan niks maak aan daai koei nie. Hulle het tot 'n plek waar hulle rotte voer. En hoeveelheid rotte wat daar inkom is hulle afgode, dan is hulle baie bly. Op 'n ander deel van hulle staat het hulle kokkerrotte wat hulle as gode aangeneem het. Maar lede in Christus kerk en baie meer wedergebore kinders van die koning het vanmôre hierdie God wat onvergelykbaar is, ons aanbid vanmôre 'n onvergelykbare God. Halleluja, hy is onvergelykbaar. Dan wonder wat jy weet dat hy is vanmôre God bo alles. En dan kan jy nie vanmôre huis toe stuur, behalwe dat jy daai vaste wete binne in jou het, dat God is soos niemand of niks nie. Hy is nie soos die reservebank nie, hy is nie soos Absa wat rente vra nie, hy vra nie terugbetaling nie. Nee, God is vanmôre onvergelykbaar.
Geen van jou dade wat jy voor hom kan plaas is genoegsaam vir die ewige lewe nie. Hy het sy seun gegee wat onvergelykbaar is en dis deur sy seun wat ek en jy vanmôre huis toe gaan, wat ons vanmôre hemel toe gaan, dis deur sy seun alleen. In elk geval geen ander God of gode. Ek wens ek kon dit op 'n klein lettertjie probeer beskryf in my stemtoon, maar geen ander patetiese en ellendige gode het vanmôre 'n seun wat bereid was om aarde toe te kom. Iewers 1 Februarie 89 in Carletonville sy vinger op 'n klein kerkie te druk en te sê ek wil hierdie seun red want ek het 'n werk vir hom en hy red my en my gesin en 'n ander gesin saam met ons en ek dank God vanmôre. Dis net 'n onvergelykbare God wat dit kon doen. Baie het oor ons gekyk. Baie het ons geminag. But Christ in me. O, ek het geen niks om vanmôre in te roem behalwe hierdie onvergelykbare God nie. Mag die kerk se prediking net Jesus wees. Mag die kerk se behoud net Jesus wees. Mag dit wat ons vanmôre verklaar en uitleef en predik en doen net Jesus wees. Ek weet vir baie van julle lyk dit nie so nie, maar ek gym so 'n bietjie om gesond te wees. Ek gym nie om groot te wees nie. Ek gym nie om iets te kry nie. Ek het 'n pragtige vrou, 2 dogters, 'n gemeente wat ek bedien. Wat soek ek meer? Ek wil nie vanmôre soos 'n spiertier lyk nie. Ek wil wel 'n rooi bok skiet en homself laai. Wil graag. Ek wil graag as ek by die kerk kom en ek moet ook op die installasie klim saam met my broers. Ek wil dit graag doen. Ek wil graag gesond wees. Maar 'n rukkie terug kry hulle my en daar's so 'n jong mannetjie en hulle werk in 'n gevaarlike straat hier in Pretoria. Maar jy nie eintlik 'n kar moet koop nie. So hulle werk in daai straat en weet jy ons se naam loop hulle mos vooruit. En hy kom en daar's so 2 ander pastore wat ook saam met my gym. En eendag toe's ek alleen en hy kom toe daar aan. En hy vra vir my: "Is jy 'n pastoor?" Toe is ons al 'n jaar saam. Sien jou kom. Waar het jy gehoor? Nee, sê ek sien dit so, maar toe wonder ek. En ek weet nie wat se ander werk kan jy doen. Hy sê is die ander oom en sy seun ook 'n pastoor wat ook saam met ons gym. Ek sê ja. Ek sê jy sal dit nooit sê nie, daar's 'n eer om hulle. Sê wat bedoel jy? Hy sê as hulle in die gym kom dan voel hy te sleg om te gym, dis kom hy so min kom. Maar daar's 'n eer om hulle. En wat hy eintlik sê is, dis eintlik die wêreld wat roep wat sê ek wil net Jesus sien. Wil niks anders sien nie. Wil nie oor jou vermoë hoor nie. Ek wil nie oor jou geskiedenis, ek wil net Jesus sien. Ek wil graag afsluit met hierdie skrif. Ek het gesê ek bring niks anders vir jou nie. Eintlik is hierdie die grootste herlewing waarin die kerk moet leef. Maar die Here het my nou nie geroep om mense regtig op te kan saai nie. Jy verstaan dit. Kan die mense regtig opwek nie. Ek wil God se woord aan jou bring, die heilige woord. Gisteraand ons by die huis kom toe sê my meisiekind, "Pappa, jy het lekker gehuil." Dis nou gisterand in die diens. En ek sê vir ja, die rede hoekom ek huil, is die oomblik as ek in God se teenwoordigheid kom. Ek beleef sy almag, sy heiligheid. Ek dink waar hierdie ellendige seun kon wees, het ek nie anders as om voor sy troon te huil en te sê ek dank God vir 'n onvergelykbare God nie. Die woord van die Here, en ek wil graag vir jou lees. Ek hou in jou vanmôre voor die onvergelykbare God. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelare.
En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit, soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou. Dis in elk geval die Orion, dis in elk geval die hele heelal as jy nie geweet het nie. En 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Hy is vanmôre die onvergelykbare God. Halleluja. Laat ons vanmôre dan verheerlik as 'n onvergelykbare koning, 'n koning bo alle konings, die een wat is, wat weer terugkom. Simon wat die wende wil aflaai, lekker rende wil aflaai, laat die verheerlik word, laat die begrys word, laat die koninkryk kom. Die Here, U is vanmôre onvergelykbaar. Halleluja, 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 aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God. Om toe al die eer en die aanbidding. Ons het vanmôre 'n onvergelykbare God. Halleluja. Daar is niemand soos hy in die kerk. Moet niks anders onder julle laat hoor behalwe hierdie onvergelykbare koning van die kerk. Hy is vanmôre onvergelykbaar. En kom ons gee hom 'n laaste keer 'n lofoffer. Want hy is dit. Halleluja. Vers 7 en 8 van hierdie hoofstuk sê, want kyk, ek was dood, maar ek het lewend geword, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk, en ek kom weer terug. En ek kom hele haal. Die onvergelykbare God is op pad terug. En hy kom jou haal. Mag die Here vanmôre hierdie woord in die harte seën. Halleluja. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus.
Halleluja, halleluja. Prys sy wonderlike naam. Baie dankie, kan u sit lekker. Baie dankie, Pastoor Corneille, vir die woord van die Here vanmôre aan ons gedeel. Solank as dit die saak in elkeen van ons se hart en se lewe is, om te sê, kom ons dien hierdie onvergelykbare God, sal dit met ons goed gaan. Solank ons hartsbegeerte is om hom te behaag, ons is nie hier om mekaar te beïndruk nie, ons is hier om die Here te behaag, dan weet ek sal die Here ons lei deur sy krag en deur sy sterkte, prys sy wonderlike naam. Ek wil vra as Pastoor Corneille en Suster Michelle saam met ons hier op die platform kan staan, en dan ook my vrou Sarita, dat ek dit net gou sê, daar is nou vanmôre gesê, en ek stem saam met Pastoor Corneille, dis die vrouens wat ons help, wat ons so lekker ryk, en so mooi aantrek, en al die dingetjies. Iemand het by geleentheid vir my gesê, "Jene pastoor, jy lyk darm maar mooi." Toe sê ek, "Jong, ek is eintlik net die raampie, sy is die prentjie." Amen. Kom ons gee net vir ons vrouens ook aan. Amen. Ons wil 'n persentjie aan julle as moderatorspaar gee. En ons ken julle om te weet, jy nou nie van 'n klomp losse skenkies nie, want waar gaan ons met alles heen en waar beheer ons alles? Maar vanmôre as deel van 'n manifestasie wil ons graag, en dis 'n familiebybel, dit aan julle gee. Maar ons kerk se begeerte en ons behoefte, ons as pastore, elke lidmaat, wil met hierdie geskenk wat ons vanmôre aan julle oorhandig, dit sê, Pastoor Corneille, ons wil graag net toelaat, dat die Here u sal lei om ons te lei volgens die woord van die Here. Mag hierdie, as julle daarna kyk, altyd 'n geskenkie wees. En ons, as 'n kerk, wil vanmôre net die Here dan vra, Here, seën ons leierspaar met die seëninge wat in die woord van die Here opgeskryf staan. Brei net die hande so oor hulle uit. Spreek net die seëninge van dit wat jy weet wat in die woord van die Here is vanmôre oor hulle as 'n moderaatorspaar uit. Hulle vat so baie foto's en Hollywood soek al jarelang na ons, hulle sal moet begin betaal vir die foto's. Sarita wil ook net so 'n blom oorhandig. Dankie vir die blom, Michelle, wat jy in Corneille se lewe is. Amen. Verdra my net gou so 'n oomblikkie. Ons het voor in die Bybel 'n kort boodskap geskryf van dit wat hulle kan gaan lees. Ek wil dit net graag aan u voorhou. Dan weet u, dit is wat ons as kerk eintlik dan wil sê, uitspreek aan Pastoor Corneille en Michelle. Mag die Here julle in elke stap van julle pad lei en mag hy julle gee wat julle nodig het om met wysheid, liefde en geduld hierdie kerk te dien en te bedien. Julle roeping as moderatorspaar is 'n groot verantwoordelikheid, maar ook 'n wonderlike geleentheid om God se lig en liefde in ons kerk
en in die wêreld uit te dra. Mag julle harte altyd vol wees van vrede en mag julle met elke besluit wat julle neem die Here se wil en leiding ervaar. Mag julle mekaar ondersteun in gebed en liefde en mag die Here julle toebedeel deur die Heilige Gees. Mag julle harde werk en die toewyding vrugte dra in elke een wie julle bedien deur julle lewe. En mag die kerk groei in geloof, hoop en liefde deur die voorbeeld wat julle sal stel. Sterkte vir die pad vorentoe. Weet dat ons met julle is en vir julle bid. In Christus se liefde, hier in Christus kerk. Kom ons gee vir hulle 'n applaus.